Goeiemôre, weer 'n voorreg om saam met u te kan kuier, te kan gesels uit die woord van die Here. Ek groet jou dan in die beminnelike naam van ons Here Jesus Christus. Mag hierdie dag vir jou groot seën inhou. Mag jy die teenwoordigheid van die Here ervaar, sy liefde en sy nabyheid. Ek wil vanmôre graag begin deur 'n stelling te maak. En dit is naamlik, wanneer die mens Christus eenkant toe skuif, verloor jy jou kompas van die lewe. Jy verloor rigting. 'n Mens kan baie dinge hê. Geld, jy kan die mooiste planne hê, jy kan sukses hê, maar sonder Christus verloor jy rigting. As hy nie in jou lewe teenwoordig is nie, verloor jy rigting. Die lewe verloor sy sin. Jy leef, maar jy weet nie meer waarheen jy leef nie. Jy het jou doelwit verloor. Sonder Christus kan jy jou hart vul en jou lewe vul met soveel dinge. Tog is jy onvervuld. Die wêreld kan jou besig hou, maar net Christus kan jou binnekant heel maak. As hy eenkant staan, as jy hom eenkant toe stoot, bly daar altyd 'n leegte wat niks en niemand anders kan vul nie. Ek wil dan graag saam met jou lees uit Matteus 8 vers 19. En 'n sekere skrifgeleerde het gekom en vir hom gesê: Meester, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. Dit wil so voorkom asof hierdie persoon 'n besluit geneem het dat hy Jesus sal volg, te midde van. En ek wil dan vanmôre vir jou sê, meneer, mevrou, om die Here te volg, vra iets, dit verg iets van jou en van my. En Jesus sê vir hom vers 20, die jakkalse het gat en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En 'n ander een van sy disippels het vir hom gesê: Here, laat my toe om eers te gaan en my vader te begrawe. Maar Jesus sê vir hom: volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Ek wil dan graag vanmôre met u gesels rondom hierdie gedagte: geen plek vir Jesus, geen plek vir die koning van alle konings nie. Die skrifgeleerde sê: Meester, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. Dit bring my by 'n vraag. Hoekom die Here volg? Waarom wil ek graag in sy teenwoordigheid wees? Waarom wil ek hom graag die koning van my lewe maak? Ek stel dit aan jou. Ek volg die Here vir wie hy is. Maar om baie eerlik te wees, ek volg hom ook vir wat hy vir my gedoen het. Ek lees die woord van die Here, waar Johannes kom en hy skryf: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal, volk en nasie. Openbaring 5 vers 9. U sien, ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort aan Jesus Christus. Daar is 'n prys betaal, sodat ek in 'n verhouding met God die Vader kan staan. Daar is 'n prys betaal, sodat ek vry kan wees van die skuld en die las van sonde. Elke mens het 'n baas, 'n meester wat hy volg. Jy volg of die Here of jy volg die duiwel. Jy volg of jou slegte gewoontes, of jy skuif dit eenkant toe en sê: die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het niet geword. Ek volg 'n nuwe lewenswyse saam met Christus wat ooreenstem met die riglyne soos vervat in sy woord. Jy sien, ek en jy volg omdat ons daartoe instem. Daar is besluitneming by betrokke. Nou reageer
Jesus op die skrifgeleerde se woorde. En hierin lê dan juis vir jou en vir my 'n boodskap. Hierdie uitspraak van Jesus, maar die Seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie, dra 'n diep en 'n veelvlakkige betekenis. Dit is nie net 'n opmerking oor armoede nie. Dis 'n openbaring van wie Jesus werklik is, waarvoor hy gekom het na hierdie aarde, en dan ook wat dit werklik beteken om hom te volg. Dit gaan oor sy identiteit, wie hy is, sy sending en sy roeping na hierdie aarde. En daarmee saam, wat beteken disippelskap? Wat beteken dit om te sê, Here, ek sal u volg, waar u ook al gaan? In Filippense skryf Paulus, en hy maak ons daarop attent, dat Jesus het na hierdie aarde gekom, en homself verneder. Verneder om gehoorsaam te word tot die dood. Die koning van die hemel is in 'n stal gebore. Het as eenvoudige mens hier op aarde geleef. Het geen aardse paleis gehad nie. Ja, selfs by sy geboorte was daar geen plek vir hom in 'n herberg nie. Dit wys op Jesus se nederige identiteit. Hy is die skepper, maar hy het nie 'n huis hier op aarde nie. Hy is die koning, maar hy het nie 'n troon hier op aarde nie. Hy is die erfgenaam van alles, maar hy leef as vreemdeling. Sy eie volk verleen geen erkenning aan hom nie. Nou sê die Seun van die mens, het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Ek stel dit vanmôre aan jou, meneer, mevrou, dit kos iets om Jesus te volg. Jesus wou hê dat die skrifgeleerde iets moes verstaan. Geloof is nie net emosie nie. Dis nie net 'n lekker gevoel nie. Here, ek sal u volg, waar u ook al gaan nie. Daar is 'n prys aangekoppel. Disippelskap is nie net woorde nie. Dit vra iets. Dit wys ons op die koste van disippelskap. As ek Jesus wil volg, is daar sekere dinge wat ek moet weet. Hy beloof nêrens in sy woord, dat as ek hom volg, ek met gemak gevul sal wees nie. Dit beloof nie sekuriteit nie. Dit beloof nie voorspoed nie, of 'n gemaklike lewe nie. Hy beloof slegs homself. Ek is met jou. En dit behoort vir jou en vir my genoeg te wees. Ek herinner my waar Paulus gebid het, rondom die doring in sy vlees. En dan sê die Here vir hom, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Ek gaan nie hierdie doring verwyder nie. Maar Paulus, ek is daar vir jou. Ek sal jou deurdra. Jesus wou hê die skrifgeleerde moes verstaan. Geloof is nie blote emosie nie. Disippelskap is nie net woorde nie. Baie volg Jesus wanneer dinge goed gaan. Wanneer daar wonderwerke is. Wanneer dit gerieflik is. Maar wat van moeilike dae? Wat van daardie dae wat dit vir jou voel jy is eensaam? Jy is verwerp. Daardie dae wat jy sekere opofferinge moet maak. Ja, wanneer geloof hier voor jou kom staan en vir jou sê, wat nou? Wanneer jou gebede lank neem en dit vir jou voel asof God van jou vergeet het. Ek sê vanmôre vir jou, vriend,
Jesus soek nie bewonderaars nie. Ja, ons moet hom bewonder. Hy is waardig. Al ons lof en al ons eer. Dis waar. Maar Jesus soek volgelinge, mense wat bereid is om die prys te betaal. Daarom dan die vraag, volg jy hom vir wie hy is, of vir wat jy hoop om uit sy hand te ontvang? Is dit nie dalk so vanmôre, dat die wêreld steeds min plek vir Jesus het nie? Ons leef in 'n wêreld van vermaak, waar geld 'n rol speel, waar die mense 'n selfliefde het, wat sonde hoogtyd vier. En daar is min plek vir Jesus Christus. Die wêreld wat hy gemaak het hom geen plek gegee nie. Die harte van mense was geslote. En weet jy wat is die ironie? Die enigste plek waar hy uiteindelik sy hoof kon neerlê, was aan die kruis. Daar in sy sterwe vind hy rus, want die doel en die werk waarvoor hy gekom het na hierdie aarde was voltooi. Daarom kon hy uitroep, dit is volbring. Die vraag is nie, is daar plek vir Jesus in die wêreld nie, maar is daar plek vir Jesus in my hart, in my lewe? Dis 'n persoonlike saak. En jy moet vanmôre hierdie vraag beantwoord. Is daar werklik plek vir koning Jesus in jou lewe? En wanneer ek sê, is daar plek vir koning Jesus, dan het dit te doen, vriend, met tyd, met 'n verhouding. Hoeveel tyd gun jy werklik aan Jesus? Is hy net vir jou daar wanneer jy hom nodig het in jou nood? Of is hy jou vriend, jou vader, jou metgesel, die een met wie jy tyd spandeer? Miskien voel jy vandag verwerp, dalk alleen. Jy voel, daar is soveel mense wat jou nie verstaan nie. Die goeie nuus is dat Jesus jou verstaan. Hy weet hoe dit voel om verwerp te word, alleen te wees, nie aanvaar te word nie. Hy is met al hierdie emosies is hy bekend. Daarom kan hy jou dra en jou bystaan. Ek wil dit weer aan jou stel. Christus se pad en om hom te volg is nie die pad van gemak nie, maar van gehoorsaamheid. Dit vra ware oorgawe, nie slegs bewondering nie. Die wêreld het vir Jesus geen plek gegee nie, behalwe 'n plek aan die kruis. Maar hierin lê juis die wonder. Daardie kruis het vir jou en vir my die weg oopgemaak na die hemel. Die vraag vandag is, sal jy vir hom plek maak? Sal jy vir hom ruimte gee in jou lewe? En ek praat hier van lippetaal nie, ek praat hier van kerk toe gaan, of 'n lidmaatskap van 'n denominasie nie. Waarvan ek hier praat is 'n verhouding, om 'n volgeling te wees, om te sê, Here, waar U ook al gaan, daar sal ek U volg. Here, as U my lei na die hoogtes, sal ek U volg. As daar dale sou wees, Here, ek sal U volg. Want ek weet, midde dit alles, is U teenwoordig, en U sal my dra. U sal vir my krag gee. U sal vir my voorsien en beskerm. U sal vir my vrede gee. U sal vir my blydskap gee. Want jy sien, vriend, as ek en jy die Here een kant toe skuif, is daar 'n koste aan verbonde. Wat beteken dit? En hiermee wil ek dan graag
afsluit. As u en ek Christus ignoreer, gaan dit jou vrede kos. Jy gaan jou identiteit verloor. Sonder Christus weet jy nie meer wie jy is nie. Jy probeer wel om iemand te wees. Hy is die een wat jou naam, jou waarde en jou doel vasmaak. Die Here is daar vir jou om 'n anker te wees. 'n Anker in die tye van storms. As jy hom nie het nie, verloor jy die anker. Maar die grootste wat jy verloor, die grootste verlies, jy verloor die lewe self. Nie net die hemel nie, die lewe. Christus is nie 'n opsie nie. Hy is die bron van lewe. Om hom een kant toe te skuif, is om die fontein toe te draai en te wonder, hoekom die siel dors is. Vriend, ek en jy kan nie bekostig om Christus een kant toe te skuif nie. Het jy plek vir die koning van alle konings? Het jy tyd vir hom? Mag dit so wees, dat ek en jy tyd sal maak vir die Here in ons lewe, plek vir hom sal maak, want sonder hom kan ons nie, en mag dit wees, sonder hom wil ons nie. Kom ons bid saam. Aan U die koning van alle konings, bring ons lof, eer en dank. Ons wil verklaar, U is die groot ek is. U is die koning van ons lewens. En Here, ons wil onvoorwaardelik U volg. Ons wil vir U sê, die prys wat U vir ons betaal het, is onvergelykbaar. En omdat U liefde oorvloediglik op ons uitstort, wil ons in antwoord daarop ook vir U sê, Here, ons het U lief, ons wil U dien, ons wil U volg. Dankie dat U ons daartoe in staat stel. Mag die week wat voorlê 'n week wees waarin ons aan U sal bring die lof, die eer en die dank van ons harte. En Here, dankie vir U guns en U genade in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Mag hierdie week wat vir jou voorlê, die seën en die guns van die Here inhou. Vrede vir jou. Mooi loop. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie en elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijk smag ek na U water van rus.
lei my Heer vanaand daarheen. Eindelijk smag ek net na u waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Lei my Heer